Rigters, hoofstuk 10, Tola, die seun van Puva en kleinseun van Dodo, uit die stam van Isaskar, het na Abimelech as verlosser vir Israel opgetree. Sy woning was in Samir, wat in die bergwêreld van Efraim geleë is. Vir 23 jaar het hy Israel gerig, en hy is daar in Samir begrawe met sy afsterwe. Jair, wat uit die Gilead-streek gekom het na hom Israel vir 22 jaar gerig. Hy het 30 seuns gehad, wat elkeen op 'n donkiehings gery het en 30 stede besit het. Tot vandag toe word dit Gavoed Jair genoem, wat tentdorpe van Jair beteken. Hulle is almal daar in Gilead geleë. Toe Jair dood is hy in Kamon ter ruste gelê. Weereens het die Israeliete gedoen wat in die Here se oë verkeerd was, en die Baals en die Astartes aanbid. Hulle het ook die gode van Aram, Sidon, Moab, die Ammoniete en die Filistyne aangehang, en die rug op die Here gedraai deur hom nie langer te dien nie. En die Here het baie kwaad geword vir die Israeliete. Toe het hy hulle in die hand van die Filistyne en die Ammoniete uitgelewer. En vir 18 jaar het hulle die Israeliete onderdruk. Dit het begin met die Israeliete wat aan die ooste kant van die Jordaanrivier teen sonop in die gebied van die Amoriete in Gilead gewoon het. Die Ammoniete het ook besluit om oor die Jordaan te gaan en op te trek teen Juda, Benjamin en Efraim. Dit het Israel onder groot druk geplaas. Die Israeliete het tot die Here gebid en gesê: "Ons sondes is groot teenoor U. Ons het U, ons God, verlaat en toe die Baals aanbid." En die Here het die Israeliete geantwoord: "Dit was ek wat julle bevry het van Egipte, die Amoriete, Ammoniete en die Filistyne. En julle het my gevra om te help toe die Sidoniërs, Amalekiete en die Midianiete julle onderdruk het, en ek het julle uit hulle hand gered. Julle het egter na ander gode gegaan en hulle aanbid en my verlaat. Ek gaan julle beslis nie weer bevry nie. Gaan vra dan daardie gode wat julle bo my gekies het om julle uit hierdie situasie te red." En die Israeliete het vir die Here gesê: "Ons sondes is groot. U kan met ons maak net wat u wil, red ons net." Die Israeliete het toe van al die vreemde gode onder hulle ontslaag geraak. Hulle het weer die Here begin dien, en die Here het hulle jammer gekry, omdat hulle so onderdruk word. Daar in Gilead is al die Ammoniete bymekaar geroep, en het kamp daar opgeslaan. Die Israeliete het egter by Mispa byeengekom en daar kamp opgeslaan. Toe het die bevelvoerders van Gilead onder mekaar gevra: "Watter man sal die oorlog begin teen die Ammoniete? Die een wat dit doen, moet oor die inwoners van Gilead regeer."